Wel sê, goeie naam. Dis nog goeie middag, as nog 2 minute oor, broer en suster. En baie welkom vanavond by ons Kerssangdiens. Nou moet ek vir julle sê, vir jaar se Kerssangdiens het eintlik 'n oulike storie. Begin van die jaar het Ansa en Hester vir hulle self gekontak en gevra, kan die kategese die Kerssangdiens reël? So hulle is die 3 groot beplanners wat regtig heel jaar lank gereël het, en dit en die mens wil vir hulle regtig dankie sê. Maar nou ja, dan kom al die kategete in, Nick, Ansa se man en klein Nick as seun, Alexander, ag, hier was soveel mense wat regtig gehelp het, om vanaand 'n sukses te maak en 'n lekker geleentheid te maak waar ons die Here regtig kan loof en prys. En ek wil vir hulle baie dankie sê. Baie dankie vir 'n hele klomp gewillige hande wat die kinders gehelp het. So dis nou die hande wat julle nie hier sien nie, want hulle hou die kinders reg op en op die regte tyd. Daar's 'n hele klompie dames wat daarmee gehelp het. Dan so terug by die musiek vir Lisel sê dankie, maar dan saam vir Paul Potgieter en vir François dat julle help, en vir Gerrit en vir Piet, daar's 'n klomp ouens wat met die elektronika en die klank ook gehelp het. En ons het 'n fotograaf en ons het 'n videograaf om dit vir ons moontlik te maak, en ek wil regtig vir hulle baie dankie sê. Maar nou na vanoggend moet ek dan ook sê dankie vir Eskom dat die krag aan is, né? Daarvoor moet ons ook regtig dankie sê vir al die mooi maak en vir almal wat vir ons eetgoed gebring het en drinkgoed. So ek wil vir julle sê, as die diens verby is, moet asseblief nie uitgaan nie. Ons gaan die gordyne oopskuif, maar daar is vreeslik baie. Ek is bang ek kry al daai koek in my sop vir die res van die week. En julle moet dit alles opweet. So kom kuier lekker saam. Dis die een van die aande wat vreeslik lekker is om saam te kuier na die diens. Ons gaan na die diens 'n dankoffer opneem, so nie in die banke nie. So ek wil vir jou vra, dis regtig jou verantwoordelikheid. Die dankoffers wat ons opneem vanaand gaan net so vir die Abraham Kriel Kinderhuis. Dis al 'n lang tyd dat dit ons passie en ons projek is. Ons gee dit vir die Abraham Kriel vir die kinderhuis. So ek wil vir jou vra dat jy kyk maar waar staan 'n ou met 'n mandjie, en dat jy jou bydrae gee. As jy nie gebring het nie, jy weet jy kan die SnapScan gebruik jy op die stoele. Jy kan net elektronies inbetaal, sê maar net dan Kerssangdiens, dan weet ons waarvoor dit gaan. Maar dit is waarvoor ons dankoffer gaan. Maar as ek so gesê het van alles dankie. Dankie ook vir al die paas en maas met julle kinders. Dit was om Sondag tye ook dat hulle kon oefen en alles en gebring het. Vandag ook. Dankie dat julle hier is. Maar ek dink die grootste dank gaan aan die Here, en ons wil regtig gaan om 'n lofoffer bring vanaand. So kom ons begin so, en ons maak ons oë toe en ons bid regtig saam. In hierdie donker wêreld is U die lig. En U is die lig wat in ons lewe kom skyn. En in U lig sien ons die lig. Dankie dat ons in U kan glo. Drie-enige God, ons aanbid U. Vat ook vanaand se lofoffer wat ons vir U bring, en dat dit vir U aanneemlik is, en dat U ook ons harte daardeur sien, al die lof en dank wat ons daardeur wil uitspreek. Daarom vra ons dat U in U genade en vrede by ons sal wees, as Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Wat wil jy graag hê vir Kersfees? As ek die nuwe saltering perfume, want ek wil iets nuuts probeer. Wow, dit sal nice wees. Ja, wat sê jy graag vir Kersfees? Ek het vir my pa gevra of ek dalk 'n hondjie kan kry vir die Kersfees. Hondjies sal awesome wees. Ek het verlede jaar ook 'n hondjie gekry. My pa het gesê hy sal daaroor dink, maar ek het regtig gesê ja. Ek hoop ook so dat ons hondjies saam speel. Maar ek gaan
sodat ek het hulle verlede jaar laas gesien. So 2700 jaar gelede was Jesaja en Micha profete in Juda, die suidelike stam. Die volk van die Here het gedoen wat verkeerd is in sy oë. In hierdie tyd het Juda en Israel gevaar geloop om deur die Arameërs ingeneem te word en in ballingskap weggevoer te word. Dit was in die tyd van koning Hizkia. Dit was 'n onseker tyd en die mense was bang. Die Here het vir Jesaja 'n openbaring gegee en gesê: Ek het kinders grootgemaak en opgevoed, maar hulle het teen my in opstand gekom. 'n Bees ken nie sy eienaar en 'n donkie die krib van sy baas, maar Israel ken my nie. My volk het geen begrip van wat ek doen nie. Die berig dat die Arameërs reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het vir Agas, die koning uitgeslag van Dawid in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hy het gebewe soos die bome in die bos bewe in die wind. Die Here beveel toe vir Jesaja om saam met sy seun Sear-Jasub vir koning Agas te gaan ontmoet en vir hom te sê: Bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jou nie ontstel oor hierdie 2 stukke brandhout nie. Hulle rook nie. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem.
In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na die maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar: Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Ek is tot beskikking van die Here. Laat net my gebeur wat jy gesê het. Maria trou. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was,
maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het die engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie. Want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Maria het sonder versuim gereed gemaak en haastig na die dorp van die bergstuk Judea gegaan. Daar het sy in Salseien in Zacharias se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie van Elisabeth sy moederskoot beweeg en sy het in die Heilige Gees vervul en haar uitgeroep: Geseënd is jy onder die vroue en geseënd is die vrug van jou skoot. Waaraan het jy dit te danke dat jou moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat die vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. Ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my en my gerinheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam.
In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaar dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Daardie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syrië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf. Elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. In daardie dag het daar 'n bevel uitgegaan dat in daardie dag het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld getel moes word. Almal het gegaan om getel te word, elkeen na sy eie stad. Josef het van Nasaret na Bethlehem gegaan, omdat hy uit die huis van Dawid was. Hy moes hom laat tel saam met Maria, wat swanger was. Vir ons slaapplek. Ek is jammer, ons het nie eers plek vir 'n muis nie. Hy weet Maria. Goeienaand, is hier dalk vir ons slaapplek? Jammer, ons het geen plek nie, maar jy kan wel agter in die stal slaap. Baie dankie. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen
in die herberg was nie.
Daar was skaapwagters in die omgewing wat in die oop veld gebly het en oor die nag in 'n skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel skoon se Here voor hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskryf. Dis is in die klare. Moenie bang wees nie, maar kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in wie hy gewelbehaar het. Nadat die engele van hulle al uitgegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters mekaar: Kom ons gaan nou regtig Bethlehem toe om te sien wat gebeur, soos die Here aan ons bekend gemaak het. het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het 'n ster gesien op hom en ons het hom gekom om hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra waar Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea,
Want so is die profeet geskryf. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat in my volk Israel 'n herder sal wees. Daarom het Herodes die sterrekijkers in die geheim opbied en noukeurig by hulle vasgestel, wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle by Bethlehem toe gestuur die woorde, gaan doen noukeurig ondersoek na die kind, en as jy hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom houding kan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei totdat dit gaan staan het oor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissak oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Ons bring goud wat sy koninklike status simboliseer. Ons bring mirre wat sy goddelikheid uitbeeld. Ons bring mirre wat sy toekomstige lyding en dood verspreek.
Jesus het groot geword in Nasaret, saam met sy stiefbroertjies en sissies, waar hy later sy ambag geoefen het as dominee. Voordat Jesus omtrent 30 jaar oud was, het hy net geleef as Josef en Maria se seun. Toe die tyd reg was, het Jesus mense uitgekies om te volg en van hulle vissers van mense begin maak. Hy het hulle geleer om die goeie nuus te bevorder. Hy het mense gesond gemaak, duivels uitgedryf, boeis weer lewendig gemaak en getrou gebly in sy Vader se wil, deur te ly en te sterk in die sondes van hierdie wêreld. Dit was God se plan dat Jesus ons plek vir ons sondes moet betaal, sodat ons wat in hom glo vir ewig kan lewe. Hy het gesterf aan die kruis, alleen en verlaten. Sy ma Maria was wat eenkant gestaan en toekyk het besef met hartseer in haar oor. Sy het 'n seun gekry wat bestem is om so dood te sterf. Dis in daardie skaduwee van die kruis dat ons in die Kersfees die geboorte van Christuskind moet herdenk. Dit hoef nie dan egter nie met 'n lang uitleggingslose begrafnisgesigte gedoen te word nie. Ons weet mos dat die kruisdood van die Bethlehemkind die opstandingsmôre van ons doodsoorwinning gevolg het. Daarom kan ons met harte vol dankbaarheid en egte blydskap, ja, selfs met 'n gepaste vrolikheid, Kersfees vier. Al weet ons ook dat die voorrang van Maria se kind onafwendbaar die kruis was. Daar is 3 mooi legendes wat ontstaan het in daardie tyd van Jesus se geboorte. Weer woordjie vertel soos volg. Die ster, die taak van begeleiding van die sterrekykers volbring het dit van die hemel reg in die punt van Bethlehem geval. En so word beweer is dit steeds daar en kan gesien word, maar slegs deur diegene wat volkome rein van hart is. Hoeveel mense dit al ooit gesien het, weet niemand. Die tweede legende hou verband met die boetvaardige moordenaar wat saam met Jesus gekruisig was. Sy naam was Justus. Toe Josef na 'n droom wakker word om met Maria en Jesus na Egipte te vlug, was hulle op 'n eensame pad in die woestyn oorval deur 'n groep struikrowers. Een van hulle was Justus. Toe die leier die goud wierook in midde buit maak, wou hy die hele familie doodmaak. Justus het hom egter teen die voorstel van die leier verset en hom oortuig om hulle te spaar. Justus het iets in die oë van die baba gesien wat hom diep geraak het. Hy sou toe gesê het: "O mees geseënde van alle kinders, indien daar ooit 'n tyd kom om aan my genadig te bewys, onthou my dan en vergeet nie hierdie uur nie." Daardie uur het toe op Golgotha gekom. Die derde legende is uiteindelik 'n mooi kinderstorie. Die aand van hulle eerste dag van hulle vlug na Egipte toe, soek Josef en Maria 'n skuilplek vir die nag. Hulle was nog nie so ver van Bethlehem en die soldate van die kindermoord was nog in die buurt. Hulle vind toe 'n skuilplek in 'n grot. Dis baie koud daardie nag en die grond is spoedig wit van die reën. Binne in die grot is daar 'n spinnekop. Dit verkyk toe daardie ou babatjie wat bitter koud kry. Maar Josef dink nie 'n vuur maak nie, want dit sal hulle skuilplek verraai. Die ou spinnekop kry hulle jammer, veral die kindjie, en voel dat hy iets vir hom moet doen. Maar wat kan 'n ou spinnekop nog doen, anders as om net 'n spinnerak te wees? Dit doen hy dan ook. Met groot ywer en spoed weer by voor die ingang van die grot sy spinneweb. Hy weef die drade ekstra dig by mekaar, sodat dit amper soos 'n gordyn lyk en die koue kan uithou. Veral toe die reën ook spoedig nog teen die hele weefsel toepaal. Na die aand, toe die Rode soldate verbykom, word een soldaat berustig toe hy die grot wou ingaan. "Hey, is jy dan so dom? Jy kan mos sien dat daar nie 'n mens in die grot kan wees nie. Die ingang is dan toe met 'n spinneweb."
So het dan 'n spinnekop die lewe van die kind gered deur die enigste ding wat hy kon doen. En om dit te onthou, so word gesê, hang ons elke jaar aan ons kersbome nog vol met tinsel, wat ons nou so lyk soos die belydenis binne drade.
En so moet julle